graag begin met 'n reeks Here, leer ons bid. So 'n eenvoudige versoek van Jesus se disippels met soveel opgesluit in wat sou volg op hierdie eerlike vraag. Gebed is eenvoudig 'n gesprek. Dit is net ek wat praat en woorde uiter. Maar bid is nie soseer oor die gesprek wat ons het nie, as wat gebed gaan oor die een met wie ons praat. Die fokus in gebed is nie my woorde en wat ek sê nie, die fokus in gebed is God, die een wie luister na ons gebed, die een wat hoor wat jy en ek sê. Is dit nie wonderlik om te dink dat God, die skepper van hemel en aarde en alles, luister na ons as mense, die skepping, die skepsel wat hy gemaak het. Hy luister nie net na ons nie, hy reageer ook op ons gebed. God wil ons graag antwoord op ons gebede. Om te dink, my en jou woorde bereik die hemel en nie net die hemel nie, die Bybel sê vir ons in Openbaring 8 vers 4 onder andere, dat ons gebede gaan tot binne die troonkamer van God en God hoor die gebede van elkeen van sy kinders. Ons vergeet so maklik, of ons dink selde hieraan, dat ons het hierdie voorreg om met God te praat. My en jou woorde kan gaan en aangehoor word, waargeneem word deur God. God stop en luister na wat ons sê. Die Bybel is baie duidelik dat ons altyd moet bid. En nie net somtyds moet bid of moet bid wanneer dit goed gaan nie. 1 Korintiërs 16 vers 11 sê, vra die Here en sy sterkte, soek sy aangesig. Vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd. Altyd. En altyd is altyd. Nie net wanneer ek bly is nie, nie net wanneer ek hartseer is nie, nie net wanneer ek iets wil hê nie, nie net wanneer ek kom dankie sê nie, altyd. Paulus sê dit so klein bietjie anders in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebede en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir alle gelowiges. Die vraag is, hoe bid ek en jy altyd? Hoe gaan ons dit reg kry om altyd te bid? Daar's tog die lewe gebeur, daar's dinge wat ons moet doen, daar's plekke waarheen ons moet gaan, daar's mense wat ons moet sien. Here, hoe doen ons dit? Hoe bid ons altyd? Jesus het ons leer bid, maar Jesus het ons ook kom wys hoe om te bid. Andrew Murray skryf in een van sy boeke, Jesus het nooit vir sy disippels geleer hoe om te preek nie, slegs hoe om te bid. Jesus het nooit vir sy disippels geleer hoe om te preek nie, slegs hoe om te bid. Kom ons lees Matteus 6 vers 5, die baie bekende gedeelte waar Jesus sy disippels leer bid. Ek wil begin lees in vers 5. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die skynheiliges nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Jesus maak dit baie duidelik dat gebed nie gaan oor wie ons sien, wie ons hoor, die woorde wat ons sê, die mooi goedjies wat ons resiteer nie. Gebed gaan nie oor ons nie, gebed gaan nie oor wie ons sien of wie ons bewonder of wie wat dink van ons nie. Indien jy so bid, sê Jesus, is die lof wat jy ontvang van mense, van wow, maar hy bid so mooi, wow, sy bid sulke wonderlike woorde, dit is jou beloning. Jesus sê dit hier in vers 5, jy het klaar jou beloning, dit was jou beloning. Hy gaan aan in vers 6, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jesus stel voor dat die mense wat hom volg, die mense wat
hoor wat Jesus sê, die mense wat Jesus wil volg en regtig ter harte neem wat hy ons wil leer oor gebed, jy sal anders bid. Jy gaan na jou binnekamer, jy maak die deur toe, jy gaan daarin en praat met God wie jy nie kan sien nie. God wat reeds daar wag, God wat reeds wag vir jou en my om hom te kom ontmoet, om met hom te kom praat in daai stil plek, daai afgesonderde plek waar ons aandag nie afgelei word nie, waar ons kan fokus, waar ons stil kan wees by God. God beloon ons dan deur die antwoord op ons gebed. Wat 'n beter beloning is dit nie, om 'n antwoord van God te ontvang, as om die lof en die eer van mense te ontvang. So moet julle bid in vers 9. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortreding, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Here, leer ons bid. En Jesus begin, en die eerste ding wat Jesus ons leer is, gebed begin deur te fokus op God. Ons Vader wat in die hemel is. Ons God wat in die hemel is, wat nie beperk is deur ruimte en tyd en spasie in hierdie wêreld nie. Ons Vader wat in die hemel is, u naam is heilig, u naam is groot, u verdien al die lof, al die eer, al die gebede, al die dank, al die aanbidding kom u toe, want u is ons Vader wat nie net ons Vader is nie, maar wat in die hemel is. En wanneer ons so begin en dink aan God, dan kan ons nie anders nie as soos koning Hizkia toe die Assiriese weermag kom en Jerusalem beleer, in Jesaja 37 vers 16, doen nie Hizkia presies hierdie, wat Jesus ons probeer leer. Here, Almagtige, God van Israel, u wat oor die gerubstroon, u alleen is God, oor al die koninkryke van die aarde, u het die hemel en die aarde gemaak. Koning Hizkia begin nie met die probleem nie, koning Hizkia begin nie by dit wat nou net besig is met hulle te gebeur nie, hy begin nie pleit by die Here vir ingryping nie, Hizkia begin by Almagtige God, die God van Israel. U wat alles gemaak het, u wat in beheer is oor al die koninkryke. Gebed begin by God, by wie hy is. Gebed begin by die skrifte wat ons oor en oor leer in ons Bybel, wie is God? En ons kan hierdie woorde bid, ons kan hierdie skrifte, hierdie tekste aanhaal in ons gebede en onsself net weer herinner aan wie God is. God is die beginpunt van my gebed. Nie my versoek of my probleem of dit wat ek wil sê nie. My God met wie ek nou gaan praat. En Jesus doen hierdie, want ek soos ek deur hierdie gaan, besef ek, sodra ons besef wie's die een wat luister, wie's die een met wie ek nou praat, skielik begin van hierdie goeie sin maak, en skielik, soos ek God se heiligheid sien en God se grootheid sien, gaan ek en ek roep uit, laat u koninkryk kom. Here, laat u wil geskied, soos wat dit in die hemel gebeur, laat dit net so in hierdie situasie gebeur. Laat dit net so op aarde gebeur, laat dit net so hier in ons stad, in ons midde in Bloemfontein gebeur. Here, net soos in die hemel. Want my besef oor wie God is, en sy heiligheid, en sy grootheid, en sy perfekte koninkryk, lei my daartoe om te smeek vir dit, om ook my realiteit te word op aarde. Kan jy sien hoe Jesus ons baie intentioneel lei in gebed? Sy begin by God. Hy is die gewer van alles. Hy is die begin van alles. Alles gaan oor God. Begin in jou gebed by God. En dan sal jy op hierdie plek kom waar jy besef, Here, maar laat u koninkryk kom in my situasie. Dit is my wegspring in my gebed. Dat God sal kom tot by ons, dat God nie ver weg sal bly nie. Dat God nie ver sal wees nie, dat God by my sal wees, dat God naby sal wees en dat ek dit sal besef.
Jesaja skryf in hoofstuk 64 vers 1, as u maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor u skud. Here, moenie net daar ver bly nie, Here, skeer oop die hemel, Here, kom af, laat die berge skud, dat die situasie verander rondom ons, as gevolg van wie u is. Jesus leer ons om op God te fokus, want dan skielik, as ons begin kom by die goed waar ek en jy die behoefte het, waar ek en jy 'n nood het, waar ek en jy 'n daaglikse brood nodig het, waar ek en jy sekere goed van hom wil vra. Skielik besef ek, maar dit is vir God baie maklik om aan my versoek te voldoen, want ek het nou net gefokus op wie hy is en wat hy alles kan doen. En skielik kan ek baie maklik bid, voorsien asseblief ons daaglikse brood, soos wat Jesus in die gebed ons leer. En my besef van wie God is en hoe heilig hy is en hoe groot hy is, bring my by daai plek van smeking om vergifnis. Here, vergewe my, want ek besef, ek is sondig, ek is skuldig. Here, asseblief, ek het u vergifnis nodig. Ek kan nie as 'n sondige mens in die teenwoordigheid kom staan nie. Wie is ek om enigstens my woorde tot in u troonkamer te laat kom? Wie is ek om enigstens saam met ander u naam groot te maak? Ek is nie beter as enige ander mens nie. Here, ek sien hoeveel ek tekortskiet. Ek sien in die lig van u hoe min ek is. Here, ek het vergifnis nodig. Here, u het geen sonde nie. En Here, ek het as 'n sondaar wat verlore is en in my eie sonde skuld is, het ek Jesus nodig. Ek het Jesus nodig om my vry te maak. Ek het Jesus nodig om my te kom vrymaak. Jesus, die Seun van God, wat self God is, wat gekom het en sondeloos geleef het, wie sonde geword het, hy wat geen sonde geken het nie, het sonde geword, om te kom en in my plek verwerp te word, geslaan is, gespot is, of gespoeg is, vasgekap is teen daai stuk hout, en gesterf het, wat gekruisig is, hy moes doodgaan, om te betaal in my plek. Here, ek het vergifnis nodig. Here, ek is sondig. Here, ek is verby die plek waar ek kyk na mense rondom my. Ek kom en ek pleit vir vergifnis, Here. Jesus is my getuienis. Jesus is my redder. Jesus is die een wat betaal het vir my, sodat ek nou met u kan praat. Vader, vergewe my asseblief my tekortkominge. Vader, vergewe my sonde. Jy sien hoe hierdie besef van wie God is, hoe hierdie besef van sy koninkryk, hoe hierdie besef van waar ek staan teenoor God, alles saamgevat word in die manier hoe Jesus ons leer bid. En dan kom ons op daai plek waar ons ook sê, ek wil ander vergewe soos u my vergewe. Ek wil daai bitterheid laat gaan. Ek wil daai wrok wil ek van vry wees. Here, ek wil vergewe soos wat u my vergewe het. Here, dan bid ons ook dat die Vader ons sal lei waar ons gaan. Want Here, ek wil nou nie verder in hierdie sondige natuur voortleef nie, Here. Ek wil gaan en ek wil bid dat u my nie sal lei in die versoeking nie, maar dat u my sal weglei van versoeking. Dat u my sal weglei van die bose. Dat u my sal verlos van die bose. Dat u my sal vrymaak. Want as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. Johannes 8 vers 34. Vers 36. Hierdie is hoe Jesus sy disippels leer bid. Dit is die model. Nie dat ons daai woorde net so moet bid nie, dat ons daai beginsel sal vat, dat ons daai beginsel so deel sal maak van wie ek en jy is, dat ons daai beginsels so deel sal maak van hoe jy en ek bid. Here, leer ons bid. Here Jesus, leer ons bid, soos u disippels leer bid het. Dit is hoe Jesus sy disippels leer bid het. Jesus gaan 'n stapie verder. Hy het nie alleen sy disippels leer bid nie. Hy wys ook vir hulle hoe om dit te doen. Hy wys vir jou en my hoe om te bid. Een voorbeeld is in Markus 1 vers 35. Die môre vroeg, toe dit nog donker was, het Jesus opgestaan en buitentoe gegaan na 'n eensame plek en daar
gebid. Jesus gaan gereeld na stil plekke, Jesus gaan gereeld op teen 'n berg, Jesus vaar na die ander kant van die meer, Jesus gaan na 'n stil plek, Jesus het homself afgesonder. Gereeld in die evangelies lees ons hoe Jesus gaan bid. Verskeie geleenthede, verskeie situasies. Selfs binne in situasies. Vader, dankie, seën hierdie voedsel voor hy die visse en die brood uitdeel. Jesus wys vir ons hoe dit lyk om altyd te bid, in alle omstandighede te bid. Hoe dit lyk om jouself eenkant te sit, om jouself weg te vat van hierdie wêreld, op 'n plek te bring waar jy kan bid tot God die Vader. En Jesus se gebed vir ons almal in Johannes 17 is al 'n mooi voorbeeld van fisies wat Jesus gebid. Watter woorde Jesus gebruik het om te bid vir homself, vir sy disippels en vir ons. Jy kan dit gaan deurlees. Maar in Jesus se donkerste uur, in die tuin van Getsemane, Matteus 26 vers 28, bid Jesus die volgende. Sy disippels sê, Jesus, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel, met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Daardie vuil beker, vuil van al die sonde, van altyd in die verlede en van altyd wat nog gaan kom. Daai vuil beker wat voor Jesus staan, wat Jesus weet, ek moet hierdie beker vat en ek moet hierdie beker drink. Is daar geen ander manier nie, Vader? Is daar nie 'n ander plan nie? Is daar nie, ek wil nie hierdie drink nie. Ek wil nie hierdie beker drink nie, Vader. Ek kom pleit by U, ek kom smeek by U. Ek is doodsbenoud. Ek wil nie hierdie drink nie. Is daar geen ander manier nie? Asseblief, Vader, as dit moontlik is. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Jesus wys vir ons, nie net leer hy ons nie en sê vir ons, hoor die bid dat Vader se wil sal kom, dat sy wil sal geskied nie. Jesus doen dit. Jesus bid, Vader, nie my wil nie. As dit moontlik is, kan hierdie weggaan, maar nogtans nie my wil nie, U wil. Jesus sê nie, dit is wat julle moet doen nie. Jesus sê nie, so moet julle bid nie. Jesus bid dit vir homself. Jesus bid self wat hy gesê het ons moet bid. Vir homself. Wat 'n wonderlike voorbeeld is dit nie, as iemand doen wat hy sê, en nie net vir ons sê wat ons moet doen nie. Gebed soos hierdie, gebed soos wat Jesus ons geleer het, en om te stap soos wat Jesus gestap het, kan die wêreld terugbring na God toe. Gebedslewens wat lyk soos hierdie, kan Bloemfontein omdraai. Kan die mense in ons stad terugbring na Jesus, terugkeer na 'n plek waar ons Jesus met 'n passie volg, waar ons God in gebed soek vir alles, altyd en in alle omstandighede. Ek wil vir julle die storie vertel van 1857 in Amerika, in New York, het daar 'n man gebly met die naam Jeremia Lampier. Hy was 'n besigheidsman in New York en die NG Kerk, snaaks genoeg in Amerika, het besluit hulle gaan hulle kerk skuif en noord in die stad bietjie begin kerk hou. En toe het hulle nou 'n gebou in die suide by Fultonstraat wat nou leeg staan. En hulle gaan toe na Jeremia en vra hom of hy nie 'n sendeling daar wil wees nie. So hulle bied hom 'n pos aan, jy kan 'n sendeling vir ons daar wees en ag maar die plek gebruik, dat dan gaan dit nie verlore nie. Jeremia gaan toe en hy besluit, maar as hy hierdie gaan doen, wil hy graag begin met 'n middag etensuur bid, van 12 uur tot 1 uur. En dit was, Jeremia was nie 'n teoloog nie, Jeremia was, soos ek gesê het, 'n besigheidsman, hy het hierdie geleentheid aangegryp, hy het vir mense traktaatjies uitgedeel en gesê, kom, ons gaan bid vir 'n uur, ons begin 12 uur, ons stop 1 uur. Jy kan kom, soos wat jy van die werk af daar aankom, kom jy bid, jy gaan, as jy vroeg weer moet gaan, gaan jy kan bly vir 3 minute, 5 minute, 10 minute, vir die hele uur. Daar's net een reël, as jy bid hardop, 3 minute.
Bly by 3 minute, sodat almal kan bid. En daar begin hulle. Die eerste dag 12 uur, staan niemand. Net Jeremia sluit die deure oop, hy sit en bid. 12:30 daag een persoon op, en die 2 van hulle bid, en 1 uur toe hulle stop, dus hulle 6 wat bid, hy en 5 ander. Die volgende week is hulle 20, die volgende week is hulle 40. Dit is Oktober 1857. Die volgende jaar se begin, in Februarie 1858, was daar 20 sulke groepe reg oor New York wat bymekaar kom en bid. Teen die einde van Maart 1858 was elke kerk, elke publieke saal, elke bioskoop, elke plek was vol, middagetensuur, volgepak met mense. Meer as 10,000 mans kom daagliks, nie meer weekliks nie, elke dag, middagetensuur, by mekaar bid. Roep uit tot God. Jy weet, hierdie herlewing het eintlik baie min wat rondom dit geskryf is, en dis eintlik baie onbekend, dis nie so bekend soos Wesley en Moody en baie van die ander ouens nie, maar jy weet nie eens wie Jeremia Lampier is nie. Maar hierdie herlewing wat begin het, hierdie klein groepie wat begin bid het versprei reg oor die hele wêreld, Europa, Indië. Dit het gekom tot in Suid-Afrika. In die jaar 1860 het herlewing uitgebreek tydens 'n gebedsgeleentheid by die NG Kerk in Woester. Begin daar 'n herlewing in Suid-Afrika in 1860. Die geskiedenis van die 1860 herlewing, en moontlik het dit 'n deel gehad met die 1857 herlewing ook, want in 1822 in Graafrenet begin Andrew Murray Senior, die bekende Andrew Murray se pa, begin bid dat God sy gees sal uitstort op Suid-Afrika. Elke Vrydag aand vir 38 jaar bid Andrew Murray dat die Here sy gees sal uitstort op ons land, op ons nasie. En in 1860 gebeur dit. Mense bid al sedert daardie tyd, sedert die begin van die 1900s. Here, doen dit weer. Here, asseblief, doen dit nog 'n keer. Here, kom raak mense, kom raak die hele wêreld aan met u gees, met u goedheid, met wie u is. Ons kan sien waarvoor hulle gebid het. Julle, ons is die generasie wat kan sien waarvoor generasies voor ons, ten minste 2-3 generasies voor ons, het gebid hiervoor. En jy en ek het die voorreg om hierdie te kan sien. As ons net wil kom in gebed na God en vra, Here, kom doen dit weer. Kom ons bid saam. As u maar die hemel wou oopskeer en wou afkom, sodat die berge voor u skud, kom af soos 'n vuur wat fyn houtjies laat brand, soos 'n vuur wat water kook. Laat u naam so aan u vyande bekend word. Laat die nasie so voor u bewe. Toe u wonders gedoen het, wonders wat ons nie verwag het nie. Toe u destyds afgekom het die berge voor u geskud. Van ouds af het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie. Het geen oog 'n God gesien wat vir die wat op hom vertrou doen wat u doen nie. Here, ons wil bid soos Jesaja 1 hoofstuk 64. Doen dit weer, raak u kinders aan en vul ons almal met u Heilige Gees, Here. Laat lewens draai na u Seun Jesus Christus. Here, dat ons sien waarvoor generasies voor ons gebid het. En Here, dat ons net weer sal ervaar die volheid en die nabyheid en die teenwoordigheid van u Heilige Gees. In Jesus naam. Amen.